Vertel ons bietjie meer. Hier agterin het julle 'n DJI T50. Vertel my bietjie meer van hierdie drone in terme van, hy's nogal kompak, né? Nee? Ja, dis ons grootste model op die oomblik, die Agras T50. Dit is so die 5de of 6de model Agras wat reeds uitgebring is. Die eerste was 'n 10 liter, hierdie is 'n 40 liter, baie effektief en jy kan hom op redelike klein, soos julle kan sien, vervoer en hy kan mooi klein opslaan. Okay, so kom ons kom by die hoofgedeelte hierso. Julle het 8 propellers. Hoekom het julle 8 propellers op hierdie ding gesit en hoe werk die besigheid? Want werk hulle nou nie te mekaar hierso nie? Ja, dis wat ons noem 'n octocopter, met ander woorde, hy het 8 blades. Groot rede hoekom hulle dit gebruik is, dis veiliger, is meer stabiel. Jou boonste en jou onderste propellers of blades, soos ons dit noem, draai in verskillende rigtings, maar hulle werk saam, so hulle druk albei afwaarts. Maar dit maak dat jou beheer beter is en dit kan ook help dat as een probleem het, kan hy nog steeds vlieg. So wat jy vir my sê is as jy nou 'n probleem op 'n motor optel, dan gaan jy nou nie noodwendig dadelik grond toe nie. Hy kap hom daarom en dan sit hy hom neer. Ja, so hy is veiliger, dis die groot voordeel van 'n octocopter. Okay, so hierdie tipe van goed verduidelik my gou in terme van liter per hektaar, hoeveel sit ek neer met hom en ek dink, jy weet, ek wil sê tot en met 6 maande, 'n jaar terug, was dit half 'n drone, was nie 'n ding wat ek 100% ernstig opgevat het in my besigheid nie, of in my boerdery nie, dis daai, jy wil net iets aanvul of wat ook al, maar kom julle nou by die punt waar julle kan sê, luister hierso, die ding kan daadwerklik 'n gewone spuit begin vervang. Ja, as ons kyk na die rates wat ons spuit, of die toedieningstempo, ons in Suid-Afrika is gebind aan jou flowbiljet of wat die gif vir jou sê, jy mag spuit, so dit is normaalweg maar ligbespuitingsrates, dis 30 tot 40 liter per hektaar, so dit is wat ons normaalweg spuit hier. As ons kyk na ander dele in die wêreld, soos Brasilië en China, spuit hulle 10-15 liter per hektaar, wettiglik, so dit maak 'n groot verskil, maar hierdie T50 op 30 liter per hektaar vergelyk baie goed met 'n sleepspuit as ons net praat van effektiwiteit wat hektare aanbetref. En ek sê altyd vir jou ouens, jy kan baie meer met 'n drone doen op jou end, want jy kan môreoggend begin spuit nadat dit gisterand gereën het. Nou, op daai, nee. Nou moet ek nou weet, hoekom het ons spotlights hier in die voorkant? Vir wat het ons liggies op drone? Hy kan homself sien. Ja, die DJI T50 is seker die veiligste drone in die wêreld. Hy het 'n groot hoeveelheid obstacle awareness hier voor op die kant. Hy het ligte vir nagbespuiting. So ons doen omtrent sê maar 60% van alle bespuitings in die nag. En dan help dit as jy nog kan sien waar jy vlieg ook. Die drone sal outomaties vlieg sonder ligte, maar dit is altyd beter en veiliger om te kan sien wat jy doen. Okay, batterye. Jy weet, batterye is altyd 'n groot ding op hierdie ding en wat ek ook al gesien het is op die ekskursies wat julle my gestuur het en by al die kontrakteurs, jou hele operation rondom die drone is net so belangrik soos die drone homself. Verduidelik my gou meer in terme van charging, wat het ek alles nodig, hoe werk daai besigheid? Yes, op die T50 praat ons, jy het 'n goeie generator nodig, so jy kan of die DJI se generator gebruik, of jy het in die omgewing van 'n 14 kVA generator nodig met 'n charger. Jy het 3 batterye as 'n minimum nodig, en dan het jy 'n hele mengtank, net soos wat jy vir 'n gewone spuit normaalweg sou hê. 3 batterye sal nie noodwendig vir almal werk nie. Groot rede daar is, dit hang af hoe vinnig jou operasie op die grond is. Ons sê gewoonlik vir ou, jy wil tussen 1 en 2 minute weer in die lug wees. Vir die ouens wat dit reg kry, is 3 batterye te min. Jy vat so ongeveer 9 minute om jou battery te charge, en jy vlieg so tussen 5 en 6 minute. So op 'n sekere stadium begin jy jouself vang, so dan is beter om 4 batterye te hê, daar is selfs ouens wat daarvan hou om 5 batterye te hê. Is dit nie ook, want ek sit en wonder nou net, ek vat nou my klein DJI-kie wat ek nou het,
is die aanbeveling dat jy moet eers die battery laat afkoel voordat jy nou hom actually weer kan charge. Is dit nie beter vir jou in die langtermyn om meer siklusse uit jou batterye uit te kry om op 'n 5 battery stelsel te wees, dat jy hulle 'n bietjie kan laat afkoel, want dan charge hy net beter nie? Hoe werk daai ding? Ja, dit is beter as die batterye kan afkoel. Dit is net nie altyd moontlik nie. So hoe meer batterye jy het, hoe beter, maar dit is ook 'n koste, daar's 'n koste-effek daaraan verbonde. So dis iets wat jy daarteen moet afspeel, is die koste van 5 batterye teenoor 'n bietjie minder cycles op jou batterye, is dit die moeite werd. Okay, laaste ding wat ek gou wil weet is, voordat hulle hom nou vir ons hier in die lug gaan druk, ek sien Megan met haar Wessie staan lekker reg daai kant. Hierdie nozzle besigheid hier onder, hoe werk dit? Want hy spuit nou alles hier uit, né? Yes, ja, ons noem dit 'n centrifugal nozzle. So is nie 'n gewone nozzle wat jy op 'n gewone spuit kry nie. Hy werk op rotasie, so hy sal jou druppels, jou water opbreek in druppels. Wat die voordeel van hierdie nozzle is, hy gee vir jou baie uniforme druppel en jy kan die druppelgrootte stel van jou remote af. So as die wind opkom of jy voel jy moet 'n groter druppel spuit, dan kan jy dit sommer op jou remote stel. So dis die groot voordeel daaraan. Die ander voordeel is hy verstop nie so maklik soos 'n gewone nozzle nie. So op die T30's, die 2 modelle terug, het jy baie moeilikheid gekry met verstopping as jy wil blaarvoedings, allerhande sulke gewe spuit wat nie 'n volledige oplossing is nie. Met die T40 en die T50 is dit nie 'n probleem nie. Jy kan 'n gewone gaan nie nou die woord kry nie, maar nie oplosbare gifstop ook spuit. Uitstekend. Jy kan nou 'n bietjie meer vertel, was die ding nou spuit en hy's daar aan die gang. Die vortex effek wat hy skep. En by baie ouens gehoor dat jy aan die onderkant by die huidmondjies kan uitkom ook. Wanneer jy kyk na chemiese stowwe wat jy dalk swamdoders, daai goed kry 'n baie beter bedekking as wat jy net met gewone gravitasie kry, is ek reg? Ja, so jy kry, ons praat maar van downforce, goeie Afrikaanse woord wat jy van jou propellers af kry. So dit veroorsaak dat jou produk in die gewas ingedruk word, veral as jy goeie penetrasie soek, soos op lang mielies of jou sodas wat baie dig groei. Jou groot ding wat jy net moet onthou is jou spoed waarteen jy vlieg. As jy vinniger as 25 km verloor jy daai downforce effek. So dis baie spesifiek jou spoed, so kyk net na jou spoed as jy spuit. Right, ons op die kameras kan hy spray vir julle sien. En een het vir my gesê met 'n ander spray, hy gaan daai Jace Blue binne in die ding gooi. Hoopelik sien ons die blou beter. Iemand het ook vir my gesê, julle sagte ware is ongelooflik user-friendly. In terme van, jy weet, dis baie keer 'n ding wat mens geïntimideer word deur, okay, daai drone is nou besig om daar op sy eie te operate, maar dis vir my Griek, so ek weet jy om dit op te stel nie, nou bly ek net weg. Ja, dit's baie vinnig om jou te leer. Normaalweg leer ons ou so binne 'n halfuur om hom te vlieg en dan sit ons hom in die land dat hy vlieg. So dit is baie eenvoudig as jy 'n selfoon kan werk en jy 'n spydrone ook werk. Jy meen. En dan jy sê hoe lank vat hy omtrent dan om homself leeg te spuit? Dalk julle sien hy het 'n ordentlike wyntjie wat hy maak daar, nê? Ja, hy sal, dit hang af van jou ryt natuurlik. As jy 30 liter 'n hektaar spuit, sal jy so 5-6 minute sal hy leeg spuit. So ek glo jy ryt's nou 'n bietjie hoër. En as hy leeg is, dan kom hy self huis toe of jy drop hom net daar waar jy hom dan wil neersit. Jy kan hom op sekere stellings stel. So jy kan vir hom sê kom outomaties terug of jy kan vir hom sê staan net daar en wag dat ek vir jou sê wat moet jy doen. So hy kyk na die battery en hy kyk na jou tank. So as jou tank leeg is of jou battery is onder 'n sekere persentasie, dan sal hy terugkom en kom land as jy hom so gestel het. Sê my AgriHawk, waar soos julle gebaseer is, die ouens julle in die hande wil kry, hoe werk die goede? Ons hoofkantoor is in Nylstroom, ons het 'n verspreidingsnetwerk reg deur die land. Ons vennote hier op die Hoëveld is Northmec. So enige case dealer, handelaar kan julle met praat vir drones en parte en spares. En ons is ook vennote met VKB. So hulle kan jou ook help. Ons het dienssentrums in Delmas, Technikuste in Standerton, Ermelo, Paul Pietersburg, Meyerton, Nylstroom en die res van die land. So julle kan ons kyk op ons webwerf of op Facebook.
Uitstekend. Kas, dankie baie.